Ek wonder nou al 'n hele ruk. En elke keer as hier mense op die plaas kom vir 'n werkswinkel, dan sien ek dit voor my oë. Nou dis nou waaroor ek vanmôre wonder. Ek wonder, hoe het dit gekom dat ons mense so hard begin werk het, asof ons nie 'n end het nie. Weet julle, ek weet nou nie baie van die wêreld nie. Ek sit hier op Teefontein en wat ek nou hoor van die wêreld kom of deur die radio of deur mense wat vir my kom kuier hier op die plaas. Dis nou maar hoe ek uitvind van die wêreld. En 99% van elke mens wat hier kom, sê vir my, ek kan nie so aangaan nie. Ek kan nie so hard aanhou, so hard werk nie. En as dit nou nie, jy weet, dan praat mens nou die kant toe en ons praat die kant toe en jy kan by almal agterkom, daar's nie eintlik 'n plan wat jy kan maak om nie so hard te werk nie. Want dit is wat die werk van jou verwag. Nou wonder ek hoe dit nou gekom, die honder of die eier, wie was nou eerste? Het ons aan mekaar aangemeld en gewys hoe hard kan ons werk, sodat ons meer en meer werk kry? Of het die werk net meer en meer geraak, dat ons al hoe agterder raak? Baie mense sit hier en sê, wees ek dink aan my werk, is dit soos 'n see, wat hier voor my lê, wat ek nie 'n idee het, hoe ek ooit die land hier gaan bereik nie. Nou dit moet inspeel hier op jou kop, dat jy weet jy probeer jou bes. Ons weet, werk is verskriklik skaars. Maar laat my dit vra, voel vir my ons het 'n papier onderteken, dat ons gesê het, ons sal so hard werk, dat ons geen tyd vir onsself of ons gesin het nie. Want dis hoe die uiteinde van die ding lyk, niemand het meer tyd nie. En afgesien nou, ja, jou gesin, en daarvoor moet jy tyd hê, jou huis en daai, maar wat van jou? Wat van jou gedagtes? Wanneer is daar tyd vir jou om na 'n lang dag se werk, al is dit vir 10 minute, net te gaan, want ek wonder wie gaan die eerste mens wees? Wat gaan dit sal nou 'n mens moet wees wat nou sal moet groot opstaan en sê, wow, dink julle nie, ons werk verby ons vermoë nie. En ek is 'n mens wat hou van hard werk. My hard werk is nou bietjie meer uiteenlopend as dit eers nie 'n mens wat heeldag sit en hard werk voor 'n komputer, want jy moenie dink dis die harde werk nie. Weet jy, ek sal liewer 14 berge klim voor ek dit sit te doen. Ek het nou werk, hoenders, honde, katte, ek lei water, ek kyk, so ek het opstaan en loopwerk, en dat ek nou sulke werk, en dat ek nou praatwerk. So dis 'n verskillende, uiteenlopende soorte baie werk wat ek het. Maar omdat dit verskillend is, bly dit vir my interessant, en ek voel nooit, julle, ek kan nie meer nie. Dis omtrent, Augustus af, omtrent elke mens wat hier kom en sê, ek weet nie watter aanpassing ek in my lewe kan maak nie, maar ek kan nie meer so hard werk nie, ek gaan dit nie hou nie. En die interessante ding van ons liggaam, as mens so baie mense wat navorsing doen en sê, your body keeps the score, jou liggaam, your body speaks your mind, dit het 'n impak op jou liggaam wat jy hier binne dink, dit weet ons nou als. En die ander ding wat die liggaam het, as jy nie vir hom luister en vir hom ruskans gee nie, gaan hy jou maak sit, of hy gaan jou maak lê, want al manier om jou nou tot stilstand te kry, nou as jy siek, nou moet jy lê. En ek weet, is nog te vroeg om te begin dink aan voornemens en dinge vir die nuwe jaar. Maar as daar nou 'n voorneme sou wees wat ek sou hê vir 2026, om so indagtig na my liggaam te luister, as my liggaam vir my sê, Antoinette, jy werk te hard, jy moet bietjie kaas lê, jy sal nie hou as jy so aangaan nie, dat mens sal luister, en sal tyd maak om te lewe, tyd maak om stil te word, tyd maak om te lag, tyd te maak om simpel te wees. Daai tyd moet jy maak, as jy einduit wil gesond bly.
En baie keer is 'n mens so plat getrek lê, jy lê nou of jy sit jy het 'n enkel of 'n been seer gemaak, jy moet nou sit. Elke keer as ek nog so sit of lê gemaak is, dan kom die woord by my op aan toe net jy moes vroeër gepreek het. So die enigste ou klein voornementjie wat ek nou het vir 2026 en ek weet dis te vroeg. Ek gaan vroeër begin preek. En ek gaan almal aanhou aanhits om nie so ontsettend hard te werk nie. Want ons kan dit nie hou end uit.